Hier is 'n databasis. Wat is 'n databasis? 'n Databasis is 'n versameling van komponente, soos tables, tabelle, navrae, vorms en verslae. En al hierdie komponente, hierdie 3, verslae, vorms en navrae, is gebaseer op 'n tabel. In hierdie geval as ons op tabel klik, dan het ons 'n tabel met die naam CD tabel. As ons op navrae klik, dan het ons 'n klomp navrae en hier probeer ons om sekere inligting vanaf die tabel uit te haal. Vorms. Daar het ons 'n vorm waarmee inligting by 'n tabel gevoeg kan word. En verslae gebruik ons om inligting uit te haal en dit in 'n drukbare formaat op te stel. Kom ons kyk na elke komponent meer in diepte. 'n Tabel. Kom ons maak hierdie tabel oop. Maak hom groot oop. Nou kom ons kyk na hierdie tabel. Daar is 250 rekords in hierdie tabel. Hierdie is 'n rekord en hierdie is 'n rekord. Hierdie is 'n veld, hierdie is 'n veld. So al ons kolomme is velde en al ons rye is rekords. En saam word 'n versameling van rekords word 'n tabel genoem. Nou op die oomblik is hierdie data betekenisloos. In elke rekord het ons 'n kunstenaar, 'n CD-naam, 'n vervangingswaarde, 'n eienaar ensovoorts. Maar dit beteken nie regtig vir ons iets nie. So dit is 250 stukkies inligting of rekords wat ons eintlik niks mee kan doen nie. Wat vir ons niks beteken nie, maar ons kan iets daarmee doen. Met byvoorbeeld 'n navraag. As ons nou gaan kyk na all rock CD's, dan sal ons sien hier het ons kunstenaars met hulle CD's en wie die eienaar van daardie CD is. So dit sê al vir ons iets. Dit sê vir ons dat hierdie eienaars hierdie CD's besit. As ons kyk na CD's met 'n waarde van R100 of minder, as net daai enetjie toemaak, dan sê dit ook vir ons watter CD's is in hierdie versameling wat minder as R100 of minder as R100 kos. So hy gee vir ons 'n klomp rekords, 47 in totaal, wat vir ons sê, wat vir ons iets sê. En hierdie navrae is almal gebaseer op tabel. Nou jy kan, as ons nou teruggaan na die tabel toe, dan kan ons net daar toe maak. As teruggaan na die tabel toe, dan kan ons data byvoeg. Ons kan nog 'n rekord byvoeg deur op die new blank record knoppie te klik. Dan vat hy ons na die laaste, daar sal die laaste rekord, die 250ste rekord wees, en dan kan ons die 251ste rekord byvoeg. En daar kan ons iets insit, en daar kan ons iets insit deur net tab te druk, en dan iets daarin te voeg. Goed, en as ons klaar is, dan kan ons hom stoor. Hier by die Quick Access toolbar kan ons die save ikoon sit
en dan klik ons net op save om dit te kan stoor. Maar om inligting so in te voeg is nie baie professioneel nie. Ons kan eerder 'n vorm gebruik om hierdie data in vas te lê. Nou kom ons maak net die tabel toe. Kyk net hierdie mooi vorm waar volgens ons die data kan byvoeg by ons CD-tabel. Nou as ons 'n rekord wil byvoeg, dan kan ons net klik weer op New Blank Record en dan kan ons daarin sit 'n nuwe kunstenaar vir 'n nuwe CD met sy naam van sy CD. Ons kan ook na verskillende rekords gaan kyk. Oeps. Goed, kom ons maak hom liewer toe. Ons wil nie nou. Ag, ons wil nie. Ok, yes. Kom ons gaan maak hom net weer oop. Dan kan ons tussen die verskillende rekords beweeg. Of ons kan na die laaste rekord beweeg of die eerste rekord beweeg. Of 'n nuwe rekord invoeg. Dis het ons nou Dis het ons nou 'n tabel. Ons het navraag wat gebaseer is op die tabel en 'n vorm wat rekords by die tabel kan voeg en dan het ons verslae. In 'n verslag het ons inligting versamel. Kom ons maak al die rock series oop. En ons het inligting versamel en ons het dit op 'n verstaanbare manier gerangskik. Daar is die kunstenaar, die series en die eienaar en die opskrif sê vir ons presies waaroor gaan hierdie verslag. Kom ons kyk lys van series per kunstenaar. Daar het ons die kunstenaar en ons het die naam van sy series. So 50 Cent het 2 series gehad. A Perfect Circle het ook 2 series gehad. En so kan ons nou deurgaan na die verskillende hoeveelheid bladsye. En daar is 11 bladsye met inligting oor verskillende kunstenaars. Dis 'n databasis. Ja, dis 'n databasis met 4 komponente, hoofkomponente. Tabelle is 'n versameling van data en dan die navraag en die verslae waar ons die data omskep in betekenisvolle inligting.